Here, dankie dat in die skrif sê dat u wandel onder die lofsange van die volk. Here, dankie dat ek weet u is hier vanoggend, Here. Heilige Gees, dankie vir die voorreg wat ons het om met vrymoedigheid in u teenwoordigheid te beweeg, te lewe, te rus, by te wees, Here. Dankie vir u waarheid wat vryheid bring. Dankie dat ek net vanoggend vryheid oor elke persoon hier kan spreek. Oor elke persoon die naam van Jesus uitroep. Jesus. Jesus. Tetelestai, dit is volbring, paid in full. Dankie Here vir die geskenk van die kruis, die opstanding en ook die Heilige Gees. U is goed vir ons, u is 'n goeie God. En ons sal van u goedheid sing en praat van een dag tot die volgende een. Van een generasie tot die volgende, want u is goed, u is God, u is almagtig, Here, en nog nooit het u teleurgestel nie. U daag altyd op. Here, aan u kant is ons oorwinnaars, want u het dit reeds behaal. Ons hoef niemand of niks te vrees nie, want u wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. En u laat alles te goeie meewerk vir die wat u lief het. En ons het u lief, Here. Jesus, 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 ons loof en prys u naam. Amen. Amen. Julle mag maar sit. Baie gelukkige Moedersdag aan al die mammas en die geestelike mammas en mammas in wording. My vrou het my herinner is Moedersdag. Ek het nie vergeet nie. Almal was net nog by die koffie. Dis eintlik waar dit gegaan het. Almal was nog net by die koffie. Vanoggend doen ek baie goed in my grappies, want ons soveel grappies wat ek het, maar ek hou myself mooi in op hierdie oggend, want ek wil nie myself weer spreek in my boodskap nie, maar julle sal nou verstaan hoekom sê ek so. As sy. Spreuke 31, kan julle langs in toe blaai, dit is waar ons dan vandag se boodskap gaan begin, en van julle sal dan nou natuurlik weet, wat in Spreuke 31 praat van 'n goddelike vrou, wat volgens die Bybel voorgesit word, maar ek gaan vanoggend, natuurlik, die dag hier het 'n bietjie weg seker dan nou, nie net seer fokus op die vrou nie, maar op ma wees, en dit is dan vanoggend se titel ook, want ek dink dit som mammas baie goed op, wysheid, krag en liefde, en ek wil hê jy moet nie net, as jy hier sit vanoggend en jy het nou nog nie 'n kind van jou eie nie, beteken dit die boodskap is nie vir jou nie, want ek wil tog vir jou, ek gaan vir jou wys in die skrif, dat mense kry geestelike ouers ook. Mamma wees is baie meer as net jy wat jou eie biologiese kind het. En ek praat wel nie van honde en katte mammas. Ja, okay? En daai is dan nie so lekker heeltemal nie, maar ek weet nie lekker hoe julle gaan disipel nie, maar jy kan probeer as jy wil. Ek dink net dit gaan wel lekker werk hier. So, ons gaan begin in Spreuke 31 vanaf vers 10. En alhoewel dit spreek van 'n goeie vrou, spreek dit ook van 'n baie goeie ma. Kom ons lees. Wie sal 'n deegsame vrou vind, want haar waarde is ver bo korale. Die hart van haar man vertrou op haar, en aanwins sal dit hom nie ontbreek nie. Sy doen aan hom goed en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. Sy sorg vir wol en vlas, en sy werk met gewillige hande. Sy is soos die skepe van 'n handelaar. Van ver af bring sy haar brood in, en sy staan op as dit nog nag is, en gee voedsel aan haar huisgesin, en die bestemde deel aan haar diensmeisies. Sy dink na oor 'n stuk grond en koop dit, van die vrug van haar hande plant sy 'n wingerd.
Sy omgord haar lendene met krag en hou haar arm stewig. Sy voel dat haar wins goed is. In die nag gaan haar lamp nie dood nie. Sy steek haar hande uit na die spinstok en haar handpalms hou die spoel vas. Sy brei haar handpalm uit na die ellendige en sy steek haar hande uit na die behoeftige. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin vanweë die sneeu nie, want haar hele huisgesin dra skarlakenstof. Sy maak vir haarself dekens. Haar tabard is van fyn linne en purper. Haar man is bekend in die poorte as hy saam met die oudstes van die land sit. Sy maak hemde en verkoop dit, en gordels lewer sy aan die handelaars. Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom. Haar mond maak sy oop met wysheid, en vriendelike onderrig is op haar tong. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na, en die brood van luiheid eet sy nie. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig, haar man ook, en hy prys haar. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietig. En 'n vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Gee haar van die vrug van haar hande, en laat haar werke haar prys in die poorte. 'n Hele paar goed wat vir my baie uitgestaan het toe ek hierdie teksvers hierdie week weer gaan lees het, en regtig vers vir vers na dit kyk. En een ding wat vir my heel eerste uitstaan is waar dit begin, is mamma, vrou, jy is 'n edelsteen vir koraal, soos wat die vertaling nou van praat, wat baie waarde het. So manne, wat beteken dit vir ons? Wat doen jy met 'n edelsteen of 'n koraal? Iets wat baie waardig is. Jy beskerm dit en jy pas dit op. So ek gaan baie met die manne praat vandag in die sin van ons verantwoordelikheid ook, volgens dit. Ons moet mammas en vrouens oppas. Dis wat ek in die eerste deel gesien het. Dan wat die volgende ding wat ek so bietjie wil aanraak is, ek gaan nie vir jou sê volgens die Bybel dat vrouens moet skorrelgoed was en mans moet dit doen en vrouens moet dit doen, want baie van daai goed is in elk geval kultureel. Okay? Ek weet ons word groot in Afrikaanse kultuur wat gender roles, rolverdeling, sekere geslag het sekere rolle. As jy dit vir my in die Bybel kan wys, dan sal ek saamstem met jou. Andersins is dit deel van ons kultuur. En wat sien ek wel in hierdie skrif? Dink ek daar's fout met 'n mamma wat se een is reg? Mamma wat net kan kinders grootmaak, 'n huismamma, of 'n een wat werk? Albei is reg. Nie een is reg of verkeerd nie. Ek wil hê jy moet daai verstaan, want ek weet baie keer, ek dink baie mammas smag daarna, en ek dink dit is normaal, want jy wil tog jou kinders grootmaak, maar daar is mammas wat ook wil werk, en dit is reg. Jy mag, daar's niks verkeerd met dit nie, want as ek hierdie skrif lees, praat dit van 'n vrou wat vrykard werk. Haar lamp gaan nie uit nie. Sy gaan en koop grond. Sy bewerk die grond. Sy boer op die grond. En haar man eet die vrug van dit. Hoe lekker is dit? Vrou werk en die man eet vrug. Dis vir my aanwins. So, ek wil vir jou sê vanoggend, as jy 'n mamma is wat een van die twee is, jy's nie reg of verkeerd nie. Well done. Jy doen goeie werk. Okay? Amen. Ek dink dit is iets wat ek nou al baie keer gehoor het en vrae gevra is oor. En in die skrif sien ek net nie dat een of die ander een reg of verkeerd is nie. Dan 'n ander ding wat vir my uitstaan is en dit kom ook by mammas. Ek sien dat daai mannetjie is lekker besig daar agter. You alright? En well done liefie, jy's 'n goeie mamma. Onderrig. Want ek wil onthou, ek praat nie net van 'n fisiese mamma wat soos wat hierdie skrif sê wat haar huis beklee nie, maar ook van een wat praat van vriendelike onderrig, wat leer. Mammas, julle is ook daar om julle kinders, geestelike kinders, te leer. Dit is nie net, ja, die man is die hoof van die huis volgens die Bybel, dit is hoe dit ingestel is, absoluut, amen. Maar dit beteken nie, mammas moet net sorg dat die huishouding oukei is nie. Was 'n plek van leer.
vriendelike onderrig, wysheid, 'n vrou het wysheid. Hoekom moet sy wysheid hê as daar nie 'n plek is van leer nie? En ek gaan nou aan die einde van die preek, ek is net besig om die grond nou goed voor te berei, gaan ek vir julle wys die impak, mamma, wat jou leer in een persoon, jou kind. Jy dink dis kom ons sê jy het regtig tyd, jy het nie tyd om honderde mense te disipel nie. Jy stort al jou energie in jou kinders in. En dan voel jy dalk maar Jesus, maar dalk is dit genoeg, Here. Ek wil vir jou sê absoluut. Jy doen 'n amazing werk, 'n goeie werk, 'n eerbare werk. En ek gaan vir jou wys aan die einde van die preek hoekom ek so sê, want jy dink dit is genoeg en Here, moet ek nie meer doen nie. Ek het nie tyd of energie om meer te doen nie, maar jy doen amazing werk. Ek kan julle nie sien nie. Ek gaan die lig aan sit. Dis hy, nou kan julle my sien. Ek weet nie, daar's nie lig by julle nie, maar anyway. So 'n ander ding wat vir my baie mooi uitgestaan het in hierdie is, en ek dink ek trap definitief baie in hierdie stryk glad nie daarteen nie. Stupid grappies rondom ons vrouens. Okay? Ek dink en ons mamas, en ek dink dis baie deel van ons kultuur. Ek dink ons as Afrikaners, Afrikaans sprekendes, ons nou net die 100 jaar van Afrikaans gevier. Ek sê nie daar's noodwendige fout daarmee nie. In die sin van, glo my, ek weerhou myself al heel oggend, want dit is so maklik. Ek gaan nie. En ek wil nou vir julle 'n goeie voorbeeld wys, maar ek gaan nou daarteen besluit. Maar wat sien ek in die skrif? Wat doen hierdie man? Hy prys sy vrou se werke by die stadspoorte. So maklik. Hoe baie grappies maak ons oor die huwelik? Baie keer. Ek het mos jou 3 ringe. Engagement ring, wedding ring en suffering en weet jy wat, soos jou vrou sit op die man se kop en ag, jou vrou dra seker die broek en ag, soos daar's soveel, so kan ons aangaan, soveel grappies wat baie keer gemaak word. En ek dink hierdie glo baie deur, want ek is 'n baie grappige ou oor die algemeen. Maar ek dink ons kan baie meer fokus as mans en oplet daarop om ons vrouens nie net by die huis te prys, want dit is goed, prys jou vrou by die huis. Sê vir wel dan lief, jy doen goed. Maar wat sien ek hierso? Dis 'n man wat tussen ander mans by die ander hoofde van die stad, die ander regerders van die stad, prys hy sy vrou. Hy praat goed van sy vrou, van dit wat sy doen. Hoe amazing is dit? En ek dink dit is want dis baie keer in daai kringe wat is eintlik die blerrie grappies maak. Ek weet nie, ek het nog nie gejag nie, maar dit wat ek die jagstories wat ek hoor is altyd soos 'n grappigheid van jy het nou vryheid vir die naweek en weet jy wat nie. Soos dis eintlik so, as jy daaraan dink, is eintlik baie lelik en dit vir my lekker as ek 'n vrou was en ek hoor dit nie. Waar hierso sien ek waar dit praat van 'n ou wat jy sê ek het 'n goeie vrou. Sy kyk wat doen sy. Kyk hoe kyk sy met my kinders. Ek eer haar vir wat sy doen. Amen. Yes, like, amen. Okay, manne, die dames, julle moes nou gaan amen. Ek het nou gefokus op die mans. Ek is die mans wat nou baie stil gewees. Jag julle almal. Ek moet oppas. Ek maak net seker dat ek alles hier geskryf het. Dit praat van 'n goeie ma. Dan wil ek na Johannes 4 toe gaan. Dis ons volgende teksvers. Want onthou ek praat van, want hierdie skrif praat ons nou maar baie duidelik en spesifiek van 'n biologiese ma, as ek dit so kan stel. Maar nou wil ek ook vir jou wys geestelike ma, want ons sien duidelik in die Bybel die rol van geestelike ouers. Nou in Johannes 4, net vir 'n bietjie konteks, is 'n Samaritaanse vrou wat Jesus by die put kom ontmoet. Ons almal ken hierdie storie redelik goed. En nie net, dit was vir die disippels 'n baie groot probleem dat hy met hierdie vrou praat. Want punt 1 is vrou, punt 2 'n Samaritaanse vrou. En die Israeliete en die Samaritane het nie lekker ooreengestem nie. Hulle geloof het bietjie geverskil van mekaar, waar hulle geglo het hulle die Here moet aanbid. En dan sien ons vers 27 tot 30 die volgende, die gesprek tussen Jesus en hierdie vrou. So hy praat met haar, hy sê as jy van hierdie water drink, sal jy nooit dors word nie. En dan lees ons, en op die oomblik het sy disippels gekom en hulle verwonder dat hy met 'n vrou gespreek het. Tog het niemand gesê, wat verlang u nie? Of waarom spreek u met haar? Die vrou het toe haar waterkan
laat staan en na die stad gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, Christus, wat my alles vertel het, wat ek gedoen het, is hy nie miskien die Christus nie. Hulle het toe uit die stad gegaan en na hom gekom. So hier is hierdie vrou, sy het 'n oomblik saam met Jesus waar sy tot inkeer kom, sy besef dis die Christus wat voor haar staan, en wat gaan doen sy daarmee? Sy gaan vertel 'n hele stad van Jesus Christus. As ons kyk in die skrifte, glo baie dat sy die heel eerste evangelis is wat opgetree het. Die eerste een wat uitgegaan het en vertel het van Jesus. En baie kom inkeer tot haar. So as jy voel die man word geroep vir bediening en net die man het 'n rol in die bediening, nonsens. Hier sien ons dan 'n vrou wat uitgegaan het, die evangelie verkondig, wel, kon nog nie die hele evangelie verkondig soos wat ons dit vandag het, want Jesus het nog nie dood gegaan en opgestaan nie. Maar sy het vir hulle vertel van Jesus, hulle het na hom toe gekom en baie het tot bekering gekom as gevolg van haar. Okay? Dan in Lukas 24 vanaf vers 1 tot 9. Het julle al gewonder hoekom, so Jesus is nou klaar gekruisig, so daar het julle gesien, vrouens kan in bediening wees, mamas, jy kan in bediening wees, jou eie kinders, geestelike kinders, mense wat tot bekering kom as gevolg van jou gehoorsaamheid aan Christus. Dan in Lukas 24 sien ons waar Jesus opgestaan het. En het julle al gewonder hoekom Jesus heel eerste aan vrouens verskyn het? Hy het geweet, so gaan die nuus die vinnigste versprei. Daai ene het ek van die begin af vasgemaak, gaan ek vertel. Daar's nog na die tyd as jy wil. Ek sê ek is jammer. Nee, ek het gisteraand toe ek net weet deur alles gaan, so ek soos moet ek nie, ek soos Here, het ek vrede. Ja. Ek is okay met hierdie ene. Dis die waarheid. Nee, dit is absoluut. Vanaf vers 1 tot 9. En baie vroeg in die môre op die eerste dag van die week het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in die verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle in blink klere. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle: waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van die sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan. En hulle het sy woorde onthou en hulle gaan toe terug van die graf en vertel dit alles aan die 11 en al die ander. En ek glo hierso het Jesus absoluut in die gebeurtenis wat ons hier plaas van, die vrou se plek in die samelewing baie opgeskryf. Want as jy kyk in die Israeliete, ek onthou ek een keer by 'n woordskool sessie besig om deel te neem aan dit. En op 'n stuk sê Jesus daar met die waterkanne, praat hy van sy ma as vrou. Nou, ek weet nie in julle huis gesinne nie, as ek na my ma verwys het as vrou, kan vrou dalk vir my 'n broodjie maak, sou dit nie so goed gewerk het vir my as ek dit gesê het nie. Sal mamma asseblief vir my 'n broodjie maak. Dit het baie beter uitgewerk, baie meer vrug gehad. Maar weer eens, die kultuur is belangrik, want Jesus wat sy ma aangespreek het as vrou, en sê ek sien jou as vrou en ek herstel jou waarde in die samelewing. Kyk, 'n bees was by hulle meer belangrik as vrou. Dit is maar net hoe hulle gedink het in daai tyd. So wat doen Jesus in hierdie gebeurtenis? Ek glo vas, dit gee vrouens 'n plek in die samelewing om die evangelie te verkondig, deel te wees van bediening, en is nie net 'n manne ding nie. Ons is saam met dit, ons trek saam met dit. Hy vertrou die boodskap van sy opstanding heel eerste toe, want hy hoef dit nie by die graf te gedoen het nie.
Ja, die vrouens was nou eers by die graf, maar hy hoef nie daar te gedoen het nie. Hoe hy kom ons die 2 engele gestuur het om vir die disippels te gaan sê, gaan graf toe gaan kyk, hy's nie daar nie. Gaan verkondig hierdie aan almal wat julle vind daar. Maar hy wag, die vrouens kom en hy vertrou die evangelie toe aan hulle. So ek wil vir julle sê, dames, die evangelie is toevertrou aan jou om dit ook te verkondig en om daai in te boor in mense om jou, want te boor is dalk die verkeerde woord, nee. Maar te verkondig en hier moet jy dit inboor by jou kinders. Hoekom is dit so belangrik om dit regtig vas te maak en jou kinders groot te maak in dit? Want ons sien dit in die lewe van Timoteus. Nou, ek gaan dit nou nie vanoggend, dit is een van die skrifte, maar dit is eintlik een van die laastes. Maar Timoteus, wie ken vir Timoteus? Is een van die boeke, is 'n disipel van Paulus, en dis ook, hy's 'n geestelike seun van Paulus. En dis hoekom ek vir jou kan sê, want Paulus sê vir hom, my seun. Paulus het nie kinders gehad nie. So daar is geestelike kinders. Maar hier vind ons vir Timoteus, wat sy ouma en sy ma was Jode gewees, maar sy pa was 'n Griek gewees. Maar sy ma het van kleins af hom groot gemaak in die weë van die Here. Sy het vir hom soos ons het nou vandag ken, die Ou Testament, die Torah, het sy vir hom geleer. Sy het dit goed vir hom geleer. Sy het die grond in sy hart baie goed voorberei, want ons weet, saad word gesaai, maar net op sekere grond gaan dit vrug dra. Nie omdat die saad, daar fout is met die saad nie, maar ons fout met die grond. Die grond is die bepalende faktor of daar vrug dra. So ek en jy moet ons grond konstant voorberei, sodat wanneer die woord kom, dit kan vrug lewer. So, en dit is wat ons met ons kinders moet doen. So hier is hulle twee besig om konstant seker te maak, hy ken die woord van God, sodat toe Paulus in Handelinge 16 die evangelie kon verkondig, soos wat ons dit vandag ken, toe is sy grond reg, sy hart is reg, om die boodskap te aanvaar, en hy neem Jesus Christus aan. Hoekom was hy reg om dit te aanvaar? Want ouma en mamma het van kleins af, konstant in sy lewe ingekoop, sodat toe die evangelie kom, toe sy reg om dit te aanvaar. Mamas, jou verantwoordelikheid, jou rol is ontsaglik groot, wat jy speel in jou kinders. Mans ook, maar dit is nou Moedersdag, so ek mag nou met julle praat. Vadersdag sal ek, manne, julle verantwoordelikheid. Ek wil eintlik vir jou aanmoedig met dit, en nie 'n las op jou skouers sit nie. Ek wil jou aanmoedig met dit, jy is die verantwoordelikheid gegee, maar ook die absolute eer gegee deur God, om 'n verskriklike groot rol in jou kind se lewe te speel. En moet dat geen klein, wat jy sien as lesie, wat verbygaan, dink, dis klein nie. Jy weet nie die vrug wat dit eendag dra nie. Dit is 'n boerderywerk. Jy gooi nou saad, jy sien die vrug môre? Nee. Maar dalk eendag. Ek quote nou nog my ma baie goed wat sy vir my gesê het. As kind het ek gedink ons whatever. Maar nou nog, as ek deur partykeer goed onthou ek wat sy my geleer het en wat sy gesê het. En dit is eintlik, ja, ek weet nie wie van julle nie, maar as jy pak gekry het, dan is dit altyd van ek doen dit omdat ek lief is vir jou. As kind is ek soos whatever. Soos hierdie voel soos liefde vir my, en dit is freaking seer. Vandag verstaan ek werklik dat die goed wat my maale gedoen het partykeer, al het ek nie daarvan gehou nie, was vir my goed. Prys die Here. My maale het nie net vir my gegee wat ek wil hê nie. Prys die Here daarvoor. En ek weet, hulle het hulle bes gedoen. Soos wat ek weet, baie van julle absolute bes doen. Ek en Larissa sit nou die dag, dis kort na jou se geboorte, en ek kyk hom net so, en ek is soos jou, papa so jammer. Jy is soos trial run. jy gaan altyd, jy gaan meeste van ons foute beleef, en die wat na jou kom, gaan dit nie makliker hê, want dit sal uitgefigure. Maar ons probeer ons bes, en jy is nie net 'n mamma nie, wat kos maak, sorg dat hulle klere het, en die klere skoon is nie. Jy het 'n absolute groot impak en rol in jou kind se lewe. Amen. Maas is vir Jesus ook ontsettend belangrik, het ek hier neergeskryf. So Jesus hang aan die kruis in Johannes 19. Lees ons die volgende. So hier is Jesus besig om te hang aan die kruis, om vir 'n idee te gee, elke keer as hy wil asemhaal, moes hy homself optrek aan die spykers, om iets te sê, en dan het hy weer afgesak.
So hy was nie in 'n posisie wat hy net gehang het en kon praat nie. Dit was hom ontsaglik moeilik om enigiets te sê net om asem te haal in hierdie kruis. Sy rug was flenters geslaan. So ek dink as Jesaja wat praat van he was beaten beyond the recognition of man. So hy was regtig, sy rug was rou. En nou is dit nog hout ook, so dit is splinters. En hoekom wil ek hierdie vir jou hierdie prentjie vir jou skets? Want ek wil hê jy moet sien hoe Jesus gekies om van sy asem, van sy woorde gebruik om seker te maak sy ma is okay. Johannes, die enigste disipel wat by die kruisiging was. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster Maria, die vrou van Kloppas en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het, ek wil net hê jy moet onthou, Johannes skryf hierdie boek en hy skryf dit oor homself. En die disipel wat hy lief gehad het vinniger gehardloop, sê hy later na die graf toe. Dit bly vir my vrou, want as ek dit lees. En hy sê vir sy moeder, vrou, weer eens, vrou, sy is van belangrik, vrou, daar is u seun. En hy wys na Johannes. Daarom sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Dit was vir Jesus ontsettend belangrik om na sy ma te kyk, dat sy okay is wanneer hy nie hier is nie. Wat beteken dit vir ons? Ons moet ons ma's en die ma van ons kinders oppas. As dit vir Jesus so belangrik was, hoe belangrik moet dit nie vir ons wees nie? En nou, ek dink daar's 'n foto wat jy so lank net kan opsit en so lank begin speel. Ek weet nie hoe mooi julle kan sien nie. Ek het gedink dit gaan dalk nou 'n bietjie duideliker wees. Maar Reinhard Bonke, ek weet nie wie van julle hom ken nie. Hy's nie meer met ons nie, hy's nou al in die hemel. Maar hy was 'n Duitser, 'n gedeelte van sy lewe gespandeer in die konsentrasiekamp toe hulle gevlug het uit Duitsland uit. Toe die oorlog nou tot 'n einde gekom het. En hy vertel op 'n stuk, moes hulle oor 'n groot stuk meer gevlug het om aan die ander kant te kom om as refugees, vlugtelinge dan nou uit te kom. Maar die ding is, want en dit was nou geëis geweest, dis hoekom jy nou oor dit kon hardloop. Hulle geloof was nou nie in daai dat hulle oor die water gehardloop het nie. So dit was geëis geweest, maar die ding is, elke keer as die vlugtelinge oorgehardloop het die vliegtye oorgekom en die mense doodgeskiet of gebom, of hoe dit ook al mag sê, maar die kans dat jy dit oorgemaak het, was baie min. Maar dit is dit of hulle word in elk geval gevang en doodgemaak. En die aand bid hulle, sy ma, want sy ma is 'n Christen gewees, en sy voel toe die Here sê, gaan môre moet julle oorgaan, moenie langer wag nie. Volgende dag breek aan, en toe hulle opstaan om te gaan, toe sal 'n miswolk wat so oor hierdie ding oor die meer getrek het, en hulle gaan oor veilig aan die ander kant. Die volgende dag, toe die volgende mense probeer wou oorkom, toe is die ys te dun, toe die mense begin deur dit val. So hier sy ma wat die Here se stem hoor, volg, gehoorsaam is, en hierdie is die voorbeeld wat Reinhard Bonke sien. Toe nog nie geglo nie. Hulle glo my. Hy was 'n stout mannetjie geweest, hoor. So hulle is deur die konsentrasiekamp. Sy pa was in die weermag, maar hy is toe nou later in die bediening in. En toe hulle nou weer herenig word met hulle pa, baie arm gewees, klein huisie waar hulle gebly het, toe het sy ma vir die eerste keer vir hulle op 'n latere ouderdom chocolate gegee. En hy sê hierdie sensasie was soos amazing. So en dit min wat hulle dit ook gekry het. So wat hy toe gedoen het is, hy het begin geld steel uit sy ma se handsak uit om vir hom te gaan chocolate koop. En toe op 'n dag, toe vang sy ma vir hom besig om die geld te steel, en hy sê toe nee, maar dit is hy wat vir hom chocolate koop. En sy sit op die bed saam met hom, en sy verduidelik hom sonde, en dat jy Jesus moet aanneem, anders gaan jy in die hemel toe nie, hy het gekom om jou sonde te vergewe, hy het gekom om jou te red. En Reinhard sit daar op die bed, en hy bely wat hy gedoen het, en hy neem Jesus Christus aan. Onthou, ek praat sy ma. Sy pa is 'n pastoor, maar sy ma is die een wat hierdie gesprekke met hom het. En om dit verder te vat, my ouers het dan nie dit gedoen nie. So toe sê sy, okay, maar jy het nou
Jesus aangeneem, maar jy moet in publiek ook jou sondes verklaar en Jesus aanneem. So die volgende Sondag in die kerk, wat moes hy doen? Hy moes opstaan, herken wat hy gedoen het. Hy het geld gesteel vir chocolates en dat hy Jesus aangeneem het. Daai klink horrible, ek weet, maar en hy doen dit, want sy ma het gesê hy moet dit doen, en sy maak hom groot in die weë van die Here. En Reinhard Bonke, hoekom wil ek hierdie vir jou sê? Want sy het vir Reinhard na die Here toe gelei. Sy het haar tyd en haar energie gespandeer in haar seun. Dit klink, dit kan vir ons in 'n era waarin ons lewe, hoe baie kan dit nou wees? Enetjie, ons lewe moet resultate. Daai is nie net een nie, menigte crowds van Reinhard Bonke, ek weet nie of julle kan sien nie, sy bediening. Sy grootste samekoms, baie van dit in Nigeria, was 1 miljoen mense wat so voor hom gestaan het en wat kaartjies ingevul het en Jesus Christus aangeneem het. Het Reinhard Bonke 'n amazing bediening gehad? Baie groot. C-fan, dit gaan nog steeds aan. Die ouetjie dit is nog steeds 'n bediening wat floreer en wat aangaan. Maar daar kan julle sien, 'n ma se invloed het daai gehad. Nou dink ek, my invloed gaan so lyk as gevolg van my ma? Nee, nie noodwendig nie. Maar ek het al die voorreg gehad om menigte mense te sien voor my. Die voorreg gehad om die evangelie vir hulle te verkondig, veral in Malawi ook, en te sien wat Jesus aanneem. So, ma's, jy dink, dis net jou kind. Jy dink, it is not a life lived well. Want ek het my kind by die Here gekry, maar dalk moes ek nog meer gedoen het. Daai is die effek wat jou gehoorsaamheid kan hê om jou kind groot te maak in die weë van God. En sê ek, ons almal gaan dit hê? Ek weet, as ek sy boek lees, het hy nogal baie gestres as hy so voor daai crowds opgaan. Hy sê hy sweet. So ek sê, dankie tog. Ek dog mense raak gewoond hieraan. Nie dat ek dink, nie dat my crowd so lyk nie, maar anyway. Maar, mamas, ek wil weer eens so sê, jy doen goed. Jy doen goed. Hou aan. Hou aan. Hou aan. Of dit nou 'n geestelike kind is of dit 'n biologiese kind is. Maar verkondig die evangelie. Maak disippels, want dit is vir jou ook gegee. En manne, kom ons pas hulle op en ons prys hulle werk tussen ander. Amen. Amen. So, Here, dankie net vir ma's, Here. Dankie vir vrouens en ma's wat ek sien soos 'n kleed wat oor julle geplaas word. Anointed and appointed, sê die Engels. Here, ma's is vir u ontsettend belangrik. U rig hulle op om 'n impak te hê. Here, en dankie, as ek sien, mamas, ek sien hoe weer eens, dit is soos hierdie klein hamertjie waarmee jy 'n venster breek. Dit voel vir jou partykeer al eers, maar dis al wat ek doen is kinders grootmaak, of al wat ek doen is werk, en ek kom dalk eers partykeer by my kinders uit nie. Maar ek sien hoe hierdie klein hamertjie, hoe jy 'n klein houtjie slaan en dit shatter die hele venster. Soos moenie, bly jy net gehoorsaam aan sy stem en die klein impak wat jy voel sal strek waar dit moet. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Ag Heilige Gees, ek bid net dat u oor elke vrou hierso u Heilige Gees opnuut net sal uitstort en hulle so sal volmaak met u vrede, Here. Jesus. Ja, Here, en dan in daai selfe asem wil ek bid vir toekomstige mammas, Here. Here, ek bid vir elkeen, Here, wat in afwagting is vir daai seisoen, dat dit sal hulle deel wees in Jesus naam. Jesus, Jesus, Jesus. Elke vrou wat vertrou vir 'n kind, Here, ek bid deurbraak oor hulle gebede nou in Jesus naam. Jesus, Jesus, Jesus. Die naam bo alle name. Ons koning van konings.
ons vrede, ons wysheid, ons krag, ons vaste rots, ons veilige vesting, ons sterk toring. Ons kan op U vertrou. Here, dankie vir vanoggend. Dankie vir elke persoon hier, Here. Here, ek bid 'n seëning oor elkeen hier vanoggend, Here. Gesondheid, vrede, wysheid, krag, mag hulle ingaan en hulle uitgaan geseënd wees. Mag die vrug op hulle werk baie wees. In Jesus naam. Amen. Amen en amen. Fluit. My storie vir vanoggend is dan nou daarmee uit. En julle moet 'n baie lekker Sondag hê. Onthou dames, daarso is vir julle bederf. Elke dame kry 'n blom en 'n pakkie brownies wat Lise vir ons gebak het. Asseblief kry vir julle. Ek het gehoor die calories is op halfte vandag, so go for it.